Baie hartlik welkom aan ons aanlyn kykers vanoggend by ons. Dis Sondag die 22ste Junie 2025. Dis die tweede Sondag in Koninkrykstyd. Verlede Sondag waar ons Vadersdag gevier het, was ook Drie-eenheid-Sondag. Die Sondag wat ons vier en waarin ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees aanbid, is ook die eerste Sondag van Koninkrykstyd gewees. So vandag gaan ons verder om te praat en te sê, maar hoe maak die Gees dit vir ons moontlik om in die wêreld te funksioneer? Wanneer ons in die wêreld en dan in die vorm van 'n see moet uitgaan as 'n klein reddingsbootjie waarmee ons aan die wêreld gaan verkondig dat die Here ons koning is, hoe maak ons? En daarom is ons tema vanoggend ook die gawe van die Gees is Christus se daaglikse geskenk aan ons. Nie net 'n historiese Pinksterdag uitstorting nie, maar 'n daaglikse vul my, maak my vol, lei my, leer my om uiteindelik te doen wat God wil hê ek moet doen. So ons gaan so 'n paar kort verse saam lees uit Johannes 16 en ook uit Handelinge hoofstuk 2. Ons gaan lees uit Johannes 16 en uit Handelinge hoofstuk 2 en kom ons buig net eers ons hoofde in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg om by mekaar te wees. 'n Mens kan nie glo dis 22 Junie nie. Die jaar het verby gevlieg. Maar tog glo ons dat ons tye in U hande veilig is. Dat U ons elkeen se lewe in die hande hou. En die wonderlike op hierdie dag is om net te besef dat al is ons hoe gejaagd, al is ons hoe besig, U wat ons God is, U wat ons aanbid as Vader, Seun en Heilige Gees, U is die heeltyd met ons. Selfs as ons so haastig is, selfs as ons so aan die gang is, selfs wanneer ons met so 'n geweldige hoë lewenstempo leef. En meeste van die tyd is dit U wat langs die pad staan en nie vir ons waai en sê hallo nie, maar U wys vir ons net so bietjie stadiger. Dalk moet jy stop. Dalk moet jy tot rus kom. En daarom wil ons pleit vanoggend dat U wat as Gees na ons toe gekom het, ons het dit herdenk op Pinkstersondag, maar ons is die bewus van die inwoning van die Gees en uiteindelik ook die Gees se leiding elke dag. En dankie dat ons dit vars en nuut kry elke dag om gehoorsame kinders, volgelinge, disippels, leerlinge van U te wees. Seën ons dan as ons U woord lees vanoggend, mag dit ook ons harte in 'n spesifieke rigting ook lei, mag dit ons lewe rig en mag ons 'n verskil gaan maak in die wêreld daar buite. Ons eer in Jesus se naam. Amen. Vriende, Johannes 16 lees ons 'n paar verse. Ons gaan vers 7 net eers lees en dan vers 12 tot 14 en dan Handelinge 2 vers 32 en 33. Kom ons sê vir mekaar net weer as ons oor die Heilige Gees praat, wat sê Jesus self in Johannes 16 vers 7 oor die koms van die Heilige Gees. Vers 7 Johannes 16, tog sê ek vir julle die waarheid, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. So baie belangrik, die Gees se koms is tot ons voordeel. Dan vers 12, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie,
Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dan het die twee verse uit Handelinge hoofstuk 2, vers 32 en 33 lui soos volg. God het hierdie Jesus as 'n uittreksel uit die preek van Petrus op Pinksterdag. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. En dan hou ons in ons gedagte wat daar gebeur het vanaf vers 1 van hoofstuk 2, bymekaar, tonge van vuur, geweldige rukwind, en mense wat in Jerusalem is, hoor die goeie nuus in hulle eie taal, in hulle eie moedertaal. En dan wanneer Petrus klaar vir hulle sê, maar die mense is nie dronk nie, want dit is maar 9 uur in die oggend, dan sê hy onder andere dit vir hulle, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, God het hom uit die dood laat opstaan. Ons is daarvan getuies. Hy getuig oor die hemelvaart, en dan ook Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vers 4, julle moet gaan wag in Jerusalem vir die gawe wat ek beloof het. Die Heilige Gees wat beloof is ontvang en uitgestort. So dis wat op daai stadium gebeur. Hoe help dit ons? Hoe is die Heilige Gees ons geskenk elke dag van ons lewe? Ons moet dadelik vir mekaar sê, geskenk, gawe. Dis wat die opgestane Here Jesus Christus aan sy disippels beloof het. Hy het gesê, gaan wag daarvoor. Hy het gesê, julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom. En dan gebeur dit. Maar uiteindelik is die Gees nie net die beloofde gawe van die Vader wat die Here Jesus beloof het nie, maar hy is ook die lewende teenwoordigheid van God in elkeen van ons as gelowiges. En dit ontvang ons met ons bekering. En hierdie waarheid dat ons die Gees in ons het, is uiteindelik 'n waarheid wat ons aanbidding moet vorm. Veral in 'n tyd wanneer ons dikwels terugkyk en in die verlede leef en nie die hier en die nou beleef en ervaar. So as God ons met die woord die wêreld instuur, en dis maar soos 'n klein reddingsbootjie wat die wêreld ingaan, wat moet ons vir mekaar sê? Wat het ons nodig? Ons moet vir mekaar sê om die gawe van die Gees aan die kerk op Pinksterdag en die gawe van die Gees aan elke gelowige en disipel behoorlik te waardeer, dat ons iets verstaan van die verlossingswerk van God, wat soos 'n goue draad deur die Ou Testament loop, dwars deur Pinkster en daarna tot vandag toe, waar ek en jy lewe. So, ons begin in die Ou Testament, en uit die aard van die saak, ons kan nie deur 39 boeke blaai nie, maar daar's sulke momente, daar's figure, in wie se lewe ons die werking van die Heilige Gees in die Ou Testament reeds sien, en dit help ons, dit vorm 'n fondasie, ook vir ons verstaan van die rol van die Gees in die Nuwe Testament. En dan kom ons begin by die bekende Josef met sy veelkleurige mantel wat sy pa vir hom laat maak het, wat gemaak het dat sy boeties nie van hom gehou het nie, van hom ontslaag geraak het, en hom Egipte laat beland het. Maar oor hom lees ek, Josef was 'n man in wie die Gees van God is en was. Wat maak dit? Dit maak dat hy aangestel word oor die hofhouding
in Egipte, uiteindelik lees ons pertinent oor hom. Die feit dat hy die gees het, maak dat selfs die mense in Egipte iets raak sien in hom, wat hulle nie in enige van die ander mense daar raak sien nie. En daarom sê die farao, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. So iets moet ons verstaan van wanneer Josef dan begin werk in Egipte, dan doen hy dit onder leiding van die Gees, vol van die Heilige Gees. Dan natuurlik ons ander bekende medegelowige Moses. Moses het op 'n stadium met 70 ouderlinge omgegaan. En mense wat hom as rigters sou bystaan. Nou hulle is so, ons noem hulle ouderlinge, oudstes, geleerdes, kan dit noem net soos jy wil. Maar belangrik, sê hy nogal in die boek Rigters, is verskriklik mooi, dat God het van die gees wat op Moses was, weggeneem en op die 70 man die oudstes laat kom. So, die wat om ons rigters sou bystaan, en Moses, was mense wat met die gees gevul was. Josua, toegerus om opvolger van Moses te wees. Oor Josua lees ons 'n man op wie my gees is. Nou is ons 'n boek in die Bybel met die naam Rigters, en daar kom ons net agter hoe God rigters bemagtig om Israel te help in die verlossing van hulle vyande deur die krag van die Heilige Gees. Nou ek sal jou nie kwaadlik neem as jy die name onthou van wie ek nou almal gaan sê wat rigters was, maar wat beleef het dat God hulle gelei het en dat die Gees in hulle was. 'n man met die naam van Otniel, ons hoor oor hom, die Gees van die Here was op hom en hy het oor Israel regeer. Gelukkig dink ek die volgende een ken ons daarom, sy naam was Gideon. Gideon met sy klein bendietjie van 300, Gideon wat met die Here onderhandel het oor die velletjie wat hy uitgesit het. Van Gideon hoor ons dat die Gees van die Here het van Gideon besit geneem. Belangrik, 'n man met die naam Jefta, toe die Gees van die Here oor Jefta gekom. So uitgewerk met die rigters. Maar dan sien ons dat 2 van die konings beleef ook iets van die werking van die Gees in hulle lewe. Saul. Die Gees van God het kragtig in Saul gewerk. Maar net so bietjie later, lees ons, en later het die Gees van die Here van Saul gewyk of weggegaan. Nadat Dawid deur Samuel gesalf is, het die Gees van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Soveel so, dat toe hy op oorspel met Batseba betrap is, en hy die ongelooflike Psalm 51 skryf waarin hy sy skuld teenoor God bely, dat hy by God pleit, moet asseblief nie u Heilige Gees van my af wegneem nie. As ons dan die profete gaan lees, groter en die kleiner profete, dan is daar goed wat hulle by tye sê, wat ek en jy wonder hoe en waar kry hulle dit reg om dit vir die volk te sê.
maar hulle is deur die Gees geïnspireer om God se woordvoerders te wees. Aan die ander woorde, as ons terug is by julle in die begin, by die skepping, die Gees van God het oor die waters gesweef. Daardie selfde Gees was aktief betrokke dwars deur die Ou Testament. En kom 'n mens dan by Jesus en die Heilige Gees, dan moet jy jouself sê, dit lees ons in die eerste hoofstukke van Matteus. Wanneer Maria hoor dat sy swanger is haar oombliklike reaksie, maar ek en Josef het nog nooit by mekaar geslaap nie, so ek verstaan nie mooi waar kom dit vandaan nie. Maar dan hoor ons Maria se swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Toe Josef planne maak om te vlug en te sê ek sal haar so stil in die geheim los. Ek wil nie my familie wil ek te nakom nie. Ek wil haar nie in die openbaar tot skande maak nie. Dan sê die engel wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. So die hele swangerskap. Kort daarna lees 'n mens oor Simeon, ouerige oom, wat deur die Gees toegelaat was om in Jesus die verlosser van die wêreld te sien, in die baba die verlosser van die wêreld te sien. En dan sê hy dit ook. Hy sê, as hy as Simeon die kind Jesus gesien het, dan sê hy, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, omdat my oë u verlossing gesien het. Verder in Jesus se lewe, by sy doop, sien ons die Gees soos 'n duif op Jesus neerdal, met 'n stem uit die hemel wat bevestig en bekragtig, jy is jou my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Die interessante is dat ons lees baie keer, dis die duiwel, of die duiwel het Jesus in die woestyn versoek. Maar uiteindelik is dit die Heilige Gees wat Christus die woestyn inlei, om deur die Satan versoek te word. En ek lees vir jou daai gedeelte. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaanhof teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. So die Gees neem die leiding. In dieselfde hoofstuk lees ons verder, na sy oorwinning oor Satan se versoekings het Christus teruggekeer in die krag van die Gees om sy bediening te begin. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Heilige Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. En dan op 'n dag as hy met die mense praat, net om te bevestig dat dit wat hy doen van God afkom, beleef ons dat die Gees hom toerus vir sy aardse bediening. Sê hy dit, maak hy sy verklaring aan die wêreld. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So Christus se werk gebeur binne die kragveld van die Heilige Gees. En omdat dit gebeur, kan hy uiteindelik sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hoe help dit my? Hoe is dit vandag se geskenk? As ek hierdie klomp goeders
en die Gees se werking in mense se lewens beleef en ervaar. Wat sê dit vir my vandag? Die oomblik wanneer ek die werking van die Gees in die lewens van geestelike leiers in die Ou Testament in berekening bring, as ek dit erken, dan vervul dit my met ontzag vir sy krag en sy mag en sy invloed wat hy uitoefen. So stil deur die Ou Testament was die Gees reeds aan die werk. Wanneer ons uiteindelik kyk oor die rol van die Heilige Gees in Jesus se lewe self, dan snap ons iets van Handelinge 1 vers 8 van die belofte van die Gees. 1 vers 4 wat sê, gaan wag vir die gawe wat ek beloof het. Ek word oorweldig deur die diepgaande betekenis van die belofte van die gawe van die Gees aan sy disippels. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kom ons sê hier vir mekaar. En dit moet ons mooi hoor. Aanvanklik, Handelinge 2, nagenoeg 120 mense by mekaar. Op hulle word die Gees uitgestort. Vanuit dit, aan die einde van Handelinge 2, gemeente van 3000 plus mense. God gee nie sy Gees net vir die kerk nie. Ekskuus as ek die groot woord gebruik. Dis nie 'n kollektiewe gawe aan die kerk as die enigste liggaam op aarde nie. Uiteindelik, as jy Korintiërs lees, sê hy 2 keer, julle is die tempel van die Gees. Een keer praat hy van die kerk, die ander keer praat hy van my en jou. So baie belangrik oor die Heilige Gees. Dis 'n individuele geskenk aan elke gelowige. Hy gee aan elkeen van ons onder leiding van die Gees 'n gawe, sodat ons ons rol binne die liggaam kan vervul. So ja, hier is ons saam, maar as ons by die deur uitloop, dan gaan die Gees saam met ons. Ons is nie op ons eie. So mag ek en jy nooit die diep betekenis van die inwoning van Christus in ons lewe deur die Heilige Gees geringskat. Maar mag ons die Gees toelaat om die werk van God in ons lewe te doen en ons in staat te stel om ander mense te seën. Nou moet ek en jy vandag vir mekaar sê, as ons kyk na die prentjie op die skerm en ons sê maar, ons is uiteindelik mense wat met die woord van God na die wêreld toe gaan. En ons sien die prentjie van die duif. En ons sê vir mekaar, dis Koninkrykstyd 2025 en die groot bootjie in die groot prentjie is nou 'n klein bootjie wat uiteindelik sê, dis ek. As jy vir 'n oomblik die klein bootjie prentjie sien en jy sê vir jouself, dis ek, en saam met my in hierdie bootjie op pad na die wêreld toe om iewers 'n reddingsboot vir iemand te wees. Wat is vir my belangrik? Wat het ek nodig om in daardie boot te klim om na die wêreld toe te gaan? En dan sê ek, ons mag nie
die inwoning van die Gees in my lewe vergeet nie. So nou is my vraag, jy's in die bootjie. Watter rol sê jy vir jouself nou moet antwoord? Sou die inwoning van die Gees in jou lewe speel? Wat sou jou reaksie wees? Iemand vir jou sê, jy is in die wêreld, jy maak 'n verskil. Hoe gaan jy reageer op die Gees wat in jou woon? Aan die ander kant, as die Gees kom en sê, ons is op pad na die middendorp van Kreersdorp toe. Hoe gaan jy reageer op die inwoning van die Gees? Hoe gaan jy reageer op die stem van die Here wat sê, kom ons gaan. Aanvanklik dalk bang. Ons vra verder. As dit waar is dat God se Gees 'n daaglikse geskenk is. Met ander woorde, dat ek van oomblik tot oomblik onder leiding van die Heilige Gees lewe. Hoe sou dit jou help om in die bootjie te wees saam met die Heilige Gees die wêreld in? Jy kan nou maar besluit wat is jou bestemming, waartoe is jy op pad. Dalk is jy nie in 'n bootjie nie, dalk is jy in 'n kantoor. Dalk is jy in 'n huis vir senior lidmate. So dis nie die Gees wat by my is nie, maar ek kan reken dat hy my oomblik vir oomblik lei. Wat sou julle nog wou hê, sodat julle in koninkrykstyd onder leiding van die Gees die wêreld kan ingaan? Dieselfde Gees wat oomblik vir oomblik saam met ons lewe, is ook die Gees wat vir my die gawes gee. Met ander woorde, wat my toerus om dit te gaan doen wat ek voor geroep word. Nou in die kerk praat ons van dis 'n bediening. Wat dood eenvoudig is, ons praat oor roeping en ons sê vir mekaar in die bootjie, oomblik vir oomblik, ek kry wat ek nodig het om te doen wat ek moet doen. Ek kan my roeping as Christen, as disipel uitleef. En ek en jy het net nou gesing, Gees van God, wat in my woon, vul my meer en meer. Besef jy dan ook, dat as die feit dat die Gees by jou is, die feit dat die Gees jou oomblik vir oomblik lei, die feit dat hy vir jou die geestelike gawes gee wat jy nodig het om jou roeping, jou bediening uit te leef, dan nog by dit kom die gawe van gebed. Wat uiteindelik
ons volkome toerus. Want sou ek in die proses agterkom, dat ek gestuur is in die wêreld in, en daar's dalk net iets wat, en ek sê dit in aanhalingstekens met die grootste respek, God vergeet het om te voorsien, dat jy onder leiding van die Gees dan kan vra, maar, Here, ek het ook dit nodig. Dis die realiteit van die gawe van die Gees elke dag. Dit is nie daai tyd, hoeveel jare terug gebeur, en is klaar. Wat beteken dit? Hoe gaan dit my lewe raak? Dit gaan beteken dat ek wel weet dat die Gees in my bly, wel weet dat hy my oomblik vir oomblik lei, wel weet dat hy vir my gawes gee, dat hy my help om my roeping uit te leef, dat ek hom nog kan vra wat ek dink ek kort om dit te doen. Beteken dat ek daagliks sy leiding moet soek. Dat ek daagliks bid en sê, Gees, vul my meer en meer. Dat ek uiteindelik bid, maak my ontvanklik vir u oortuiging in my lewe. Omdat baie keer as die Here ons roep om goed in die wêreld te doen, dan is ons van die oortuiging, ons kan nie dit doen nie. So ek moet oop wees vir die oortuiging van die Heilige Gees. Ek moet uiteindelik oop wees en sy krag vertrou om my lewe so te verander dat ek kan vorm my meer en meer, sodat ek soos Jesus kan wees, sodat ek hom kan vra om deur my te spreek, en uiteindelik ook my besluite wat ek neem te lei. Mag ek vir jou weer sê, dis nie 'n gebeurtenis uit die verlede nie. Hy's God se lewende teenwoordigheid nou. Iets van die veelkleurigheid van die kerse. Van dit kom in elkeen van ons se lewe op 'n ander manier in werking. Dit werk nie in almal van ons se lewe dieselfde nie. Dis nie 'n one size fits all nie. Dis juis hoekom ek vra vir sy leiding elke dag. So as ons dan praat oor hy Ou Testament, hy was by Jesus. Wat van jou? Dan wil ek afsluit en sê, dieselfde Gees wat vir Dawid krag gegee het, wat die profete gelei het, wat Jesus vervul het, daardie Gees leef in jou, om jou te troos. Jy kan hom raadpleeg as die raadgewer. Hy's daar om jou te oortuig, maar hy's uiteindelik ook daar om jou te bemagtig. So God van die eeue is ook die God van vandag. En sy Gees is beskikbaar vir elkeen. Maar ek sê tog iets oor koninkrykstyd. In die Engels praat hulle van dit as ordinary time. Nou as julle my direkte vertaling daarvan sal aanvaar, dan sê dit
gewone tyd, normale tyd. Nou wil ek liewerste nie by normaal nie, want normaal is nie vir almal dieselfde. Kom ons sê gewone tyd. Dan beteken dit enige tyd. Dan kom ek sê, en ek sê dit heel gemaklik. Alle mense is nie noodwendig ingestel op die verloop van die kerkjaar nie. As jy nou vir mense, die gemiddelde mens vra, koninkrykstyd, dan gaan ek jou sê, en waarvan praat jy nou? Of oor Pinkster, of oor lydingstyd. Ons praat van gewone tyd. En daarmee wil ek sê, gewone tyd slaan deur na elke dag toe. Hoe leef ek elke dag? En daarom is die Gees wat Christus gegee het, wat uitgestort is. Dit is jou daaglikse geskenk. Dis die geskenk vir die gewone, elke dag van jou lewe. Gebruik dit. Ontdek dit. Kom agter, daar's baie meer in jou geskenk as net om die eerste laag papier af te haal. Of jy dit tyd om so 'n bietjie te dink. Here, U het in die lewens van die geestelike leiers van die Ou Testament gewerk, die rigters, die profete, die konings. Ons sien die lyn van die werk van die Gees in Jesus se lewe. En ons sê vandag net baie dankie dat daardie werking in ons daaglikse gewone lewe voortgesit word deur die inwoning van die Heilige Gees. Dankie dat die Gees in ons is. Dankie dat die Gees ons oomblik vir oomblik lei. Dankie dat die Gees ons toerus met wat ons nodig het om te doen wat U van ons vra in hierdie wêreld. Maar dat ons ook die oop kanaal van gebed het om te kan vra, Here lei my, Here vul my, Here vorm my. Mag ons elkeen in gewone tyd, daagliks, die lewende teenwoordigheid van die Gees in ons lewe ervaar en beleef hoe dat dit ons rig en lei. Hoe die Gees ons herinner aan alles wat Jesus gesê het.
dat by die Gees aan ons verkondig, hy van Jesus ontvang het. Lei ons, word verheerlik in ons lewe, Gees van God, wat lewend maak. Amen. Vriende, Koninkryksnuus, die volgende, vir meeste van ons skooliere, of inteendeel vir al ons skooliere, is dit die laaste week van skool voor die wintervakansie. So ons wil graag vir julle sê, geniet die vakansie van Vrydag af, klink vir my raak van Donderdag af koud, so dat sal goed wees as 'n mens by die huis kan wees, as dit koud is, en jy in jou bed kan lê, en net lekker rus. Ek weet, dit was vir julle 'n vinnige, lang, besige, harde kwartaal. Dit geld natuurlik ook van die onderwysers, wat dalk nog moet klaarmerk, of moet een of ander iets doen. So sterkte vir julle. En dan vir die ander van julle, wat permanent op vakansie is, neem kennis, die skole sluit Vrydag. So dit mag wees dat julle makliker op die paaie kan ry, dat die verkeer gemakliker is. Maar nou weet ek, julle wat permanent op vakansie is, se program is besiger as die wat werk. So, ja, geniet dit, mag dit vir julle spesiaal en geseënd wees. Ons bid ook dat julle gesond bly. Pas asseblief julle self op. Dis nie op die oomblik 'n goeie tyd om siek te word nie. So, pas jouself asseblief baie mooi op. En mag dit met jou goed gaan. Ek is self van basies die 1 Julie af met vakansie, maar julle weet hoe werk ons, ek hou vakansie in die week, en dan Sondag werk ek gou weer, en dan hou ek weer vakansie. So, ons gaan normaal aan. Die feit dat ek sê ek is met vakansie, beteken nie, daar is nie eredienste nie, ons gaan aan. So, jy is baie welkom om my te kontak, 083-654-0806. Ons gaan hom vir hierdie week, gaan hy nog redelik aktief wees, maar dan van die 1 Julie af, regtig net noodgevalle. So, 083-654-0806. Ons wens vir ons aanlyn kykers en almal 'n baie mooi week toe. Mag dit geseënd wees en mag die Here met u gaan. Totsiens.